Welkom en dankie dat jy by my aansluit vir Taxbreek. Hier is 'n potgooi oor Suid-Afrikaanse belasting vir Suid-Afrikaanse belastingkundiges en praktisyns. My naam is Pieter van der Swaan en in elke episode gesels ek oor 'n aspek of 'n onlangse ontwikkeling in Suid-Afrikaanse belasting en ek doen dit in Afrikaans. Ek probeer verder om elke episode kort genoeg te hou dat jy daarna kan luister wanneer ook al jy 'n paar minute oop het. Ons onderwerp vandag gaan oor 'n onlangse regulasie wat die Nasionale Tesourie gepubliseer het en wat verlede week op die 1 April 2025 effektief geword het. Dis dan nou 'n regulasie wat handel oor elektroniese dienste vir BTW-doeleindes. Nou, voordat ons begin kyk na wat het in hierdie regulasie verander, kom ons gesels miskien net gou weer 'n bietjie oor die konteks. So as ons kyk na wanneer 'n persoon vir BTW behoort te registreer, dan is een van die vereistes dat die persoon 'n onderneming in Suid-Afrika moet bedryf, of soos wat die Engelse wetgewing daarna verwys, 'n enterprise. En hierdie onderneming vereis dat die persoon 'n aktiwiteit of 'n onderneming in Suid-Afrika of gedeeltelik in Suid-Afrika moet bedryf. Nou, as 'n mens dan gaan kyk hoe pas jy hierdie definisie in die konteks van elektroniese dienste wat van buite Suid-Afrika gelewer word vir verbruik in Suid-Afrika toe, dan daai diensverskaffer het nie 'n aktiwiteit in of gedeeltelik in Suid-Afrika of in baie gevalle nie noodwendig nie. So dit is dan nou uitgesluit van die definisie van 'n onderneming en by implikasie is die diens wat gelewer word dan 'n ingevoerde diens. Nou ingevoerde dienste is 'n redelike komplekse area van BTW eintlik, omdat die definisie sê ingevoerde dienste is slegs onderworpe aan BTW, so dit is slegs 'n ingevoerde diens tot die mate wat die dienste verkry word vir nie belasbare lewerings. En die meganisme van die BTW-wet om dan met sulke dienste te handel, is dat die ontvanger van die diens die BTW moet gaan verklaar. Nou, jy kan net self dink, hoe sal dit dan nou werk vir elke persoon wat 'n elektroniese diens in Suid-Afrika verbruik, om elke keer die BTW op daai diens te gaan verklaar. So kom ons vat maar net 'n eenvoudige voorbeeld. Voor hierdie wetgewing verander het, en ons gaan nou 'n bietjie oor die veranderinge gesels, sedert 2014 toe dit ingekom het dit beteken, as jy byvoorbeeld subskripsies vir sê maar musiek gehad het, moes jy tegnies die BTW daarop gaan verklaar het, wat nie noodwendig gebeur het, afhangend weer eens van wat die bedrag was. Reg, so in 2014 het die wetgewer die konsep van elektroniese dienste in die BTW-wet ingesluit. En dis dan nou gemik op buitelandse entiteite wat elektroniese dienste lewer wat verbruik word in Suid-Afrika, en daar's 'n paar aanduiders waarna mens moet kyk om te sê, maar behoort hierdie buitelandse entiteit te registreer op die basis dat die diens hierso verbruik word. Dit sluit onder andere in die ontvanger van die diens se inwonerskapstatus, die adres van die ontvanger en of die geld uit 'n Suid-Afrikaanse bankrekening uitgevloei het. En die konsep van 'n elektroniese diens is 'n spesifieke insluiting in die definisie van 'n onderneming. So met ander woorde, as jy binne hierdie definisie en die konsep van 'n elektroniese diens val, dan moes die buitelandse entiteit gaan registreer het, omdat dit dan nou geag word 'n bedryf hier te beoefen. Die registrasie vereistes was, soos wat dit tans staan, is as hierdie buitelandse verskaffer dan 'n elektroniese dienste lewer wat R1 miljoen in 'n 12 maande tydperk oorskry, dan moet daai diensverskaffer as 'n BTW-onderneming registreer, en daar is een of twee uitsonderings waar die dienste dan nou gelewer word via BTW geregistreerde tussengangers. Nou, kom ons beweeg so 'n bietjie nader aan waar die wysiging gekom het. So, wat is 'n elektroniese diens? Nou, dis 'n konsep wat die wetgewing sê eintlik maar net dat die term elektroniese diens gaan deur 'n regulasie omskryf word. Nou, die mees onlangse regulasie voor die wysiging wat dan nou verlede week in werking getree het, was in 2019 gewees.
En daai definisie sê dis enige diens wat gelewer word deur middel van 'n elektroniese agent, deur middel van elektroniese kommunikasie of deur die internet vir enige vergoeding. Nou dis 'n baie wye en 'n definisie en dit is tot 'n groot mate dan nou ook oop vir interpretasie om te sê maar word die diens deur hierdie verskillende middele gelewer. As 'n mens gaan kyk na die dokumente waaraan die nasionale tesourier die beleidsoorwegings uiteensit, dan is hierdie definisie eintlik gemik op gevalle waar die diens gelewer word deur eintlik maar in gevalle waar daar minimale menslike betrokkenheid is. So daai hoeveel menslike betrokkenheid, wat is die rol van die menslike betrokkenheid, is nogal iets wat debatteerbaar is. En ek het 'n paar gevalle teëgekom waar ek dink die mens besef, maar jy kan 'n baie nou interpretasie hierop vat om te sê wat kan alles elektroniese dienste wees. Byvoorbeeld konsultasiedienste deur middel van Teams of so tipe van 'n platform gelewer is as afhangend hoe mens die rol van menslike interaksie sien, kan 'n elektroniese diens wees. Goed, so die regulasie begin met 'n baie wye definisie en dan is daar sekere uitsluitings. Daar's 'n uitsluiting vir opvoedkundige dienste, daar's uitsluitings vir telekommunikasiedienste en daar's 'n groep uitsluiting wat sê as die buitelandse diensverskaffer deel vorm van dieselfde groep en 'n diens lewer aan 'n groep maatskappy wat slegs deur daai groep maatskappy gebruik word, dan geld dit, dan word dit uitgesluit van 'n elektroniese diens. Goed, die wysiging wat dan nou vanaf April in werking getree het, is 'n nuwe uitsondering wat bygevoeg is, so 'n nuwe uitsluiting tot hierdie definisie. En hierdie nuwe uitsluiting sê, dit is dienste gelewer van 'n plek in 'n uitvoerland, so met ander woorde buite Suid-Afrika, deur 'n persoon wat nie 'n inwoner van Suid-Afrika is, waar die dienste alleenlik gelewer word aan persone wat BTW geregistreerde ondernemers is in Suid-Afrika. So wat hierdie nuwe uitsondering dan nou eintlik sê, is solank as wat die buitelander slegs elektroniese dienste lewer aan BTW geregistreerde ondernemers, sal dit nie 'n elektroniese diens wees. As dit dan gebeur dat van die kliënte is BTW ondernemers, van hulle is nie, dan dink ek nie sal mense aan hierdie definisie voldoen nie. En die hele gedagte hierso is om te sê, maar jy maak eintlik die buitelandse diensverskaffer se lewe onnodig moeilik om te sê, gaan registreer vir BTW, gaan dien elke maand jou opgawes in, terwyl al jou teenpartye maar net daai selfde BTW waarskynlik gaan terugeis as inset BTW. Nou, ek dink dis met ander woorde eintlik maar 'n besigheid tot besigheid uitsluiting. Ek dink dit is 'n baie wesenlike uitsluiting en dit gaan waarskynlik die net van persone wat moet registreer as BTW ondernemers vir elektroniese dienste heel wat kleiner maak, die pool van persone. Die implikasies hiervan is waarskynlik dat ons wetgewing tot 'n groot mate dalk nou meer in lyn is met wat mense in die res van die wêreld rondom hierdie elektroniese dienste sien. En die nouer definisie sal ook dan beteken dat daar heelwat van hierdie diensverskaffers is wat voorheen geregistreer was, wat dalk nou nie meer 'n onderneming bedryf en wat weer sal moet deregistreer. So in opsomming, die definisie van 'n elektroniese diens word deur 'n regulasie bepaal en vanaf 1 April 2025 is daar 'n uitsondering bygevoeg wat die definisie van 'n elektroniese diens heelwat nouer maak. Dis dit vir vandag se episode. As jy enige vrae, opmerkings, kommentaar het, stuur gerus asseblief vir my 'n e-pos. My e-posadres is in die notas tot die episode. As jy van die episode of van die Potgooi hou, gaan teken asseblief op jou gunsteling Potgooi platform aan, gaan like dit op YouTube en vertel natuurlik vir al jou vriende en kollegas van die Potgooi.
Maar net 'n herinnering soos altyd, niks in die episode is bedoel om advies te wees of om 'n plaasvervanger vir feitspesifieke belastingadvies te wees nie. Tot volgende keer. Totsiens.